Skepper, Here, Vader, Seun en Gees. Here, as ons in hierdie oggend, in hierdie aand voor U kom buig, besef ons, Here, dat U die onderhouer is van ons lewe. Ten spyte van wat in hierdie wêreld gebeur. Storms, vloede, pyn, hartseer, uitwissing. Dan word ons vir 'n oomblik gestop en ons bely, Here, dat U ook teenwoordig is. Dat U ons lei, Here, deur die woord en die Gees. En daarom kom bid ons in hierdie aand, hier waar ons by mekaar is, breek U woord vir ons oop. Ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Ons lees saam vanaand in Romeine 8. Ons lees daar vanaf vers 18. Paulus skryf vir die gemeente in Rome die volgende: Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid van God wat hy vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Die skepping sien met gespanne verwagting daarna uit dat God bekend sal maak wie sy kinders is. Die skepping is immers nog aan die verydeling onderworpe, nie uit eie keuse nie, maar omdat God dit daarin onderwerp het. Daarby het hy die belofte van hoop gegee. Die skepping sal self ook bevry word van sy verslawing aan die verganklikheid, om so tot die vryheid te kom wat behoort by die heerlikheid van die kinders van God. Ons weet dat die hele skepping tot nou toe sug in die pyne van die verwagting, en nie die skepping nie, maar ook ons, wat die Gees ontvang het, as die eerste gawe van God, ons sug ook. Ons sien daarna uit, dat God sal bekend maak, dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Hy sal ons van die verganklikheid bevry. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê kan word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lang tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seun baie broers kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, het hy ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Tot sover ons skriflesing vanaand. As ons na die gedeelte kyk, wil ek begin met 'n gedig. Gedig word opgedra, of ons geskryf deur T.T. Kloete. Maar as jy nou hou van Afrikaans, gaan lees T.T. Kloete, of as jy nou hou van die liedboek, gaan lees in die liedboek na die liedere wat hy gedig het. Die gedig lees, daar is meer poesie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde, en baie meer poesie in die miskryer en die toktokkie, in die meteorologie en die entomologie, in die môremis en in die bergpiek, die horison wat in die hemel wegraak, in die rooswolk, is daar baie meer liriek. Die aarde is deur die digter, deur 'n digter gemaak. Ek weet nie wie julle hou daarvan
om vroegoggend op te staan nie. Wie hou daarvan? Nee? By die skool is julle gewoonlik heel eerste wakker, nee? Want ek hoor die skoolklok lui van daar bo af tot by die pastorie. Nou, wat altyd vir my interessant is, as ons kyk na hierdie wêreld, as ons kyk hoe die Here God die wêreld geskep het, het jy al na die voeltjies gekyk? Nee? Vir 'n oomblik gesien hoe die Here hierdie voeltjie geskep het, gemaak het, en hoe die voeltjies almal verskillende geluide het. Die wonder daarvan, die grootheid van God, die presisheid van die skepping wat die Here gebou het. Een van die interessantste voëls vir myself is die Jan Frederik. Is 'n voeltjie wat vroegoggend, nog voor die son opkom, begin hy al sy geluide te maak. Begin hy al te skree. Nou, wetenskaplikes het nogal baie oor hierdie geskryf, waar hulle sê, maar die interessante is, dat voeltjies gewoonlik begin sing, as hulle lig begin sien. So, een van twee goed begin, of gebeur. Of, die Jan Frederik, en so 'n bietjie die kat in die stert beet, of hy kan baie goed sien. As hy die eerste lig kan onderskei in die donkerte, begin hy te sing. Die kleur van donker is lig. Dis 'n gedeelte, dis 'n slagspreuk wat ek vanaand wil hê, jy moet so 'n bietjie saam met jou dra. Die kleur van donker is lig. Paulus kom in hierdie gedeelte en hy kom sê vir die gemeente in Rome, daar is leiding wat vir julle voorlê, en dit is alright. Dit is okay, want ek is daarvan oortuig, kom sê Paulus vir hulle, dit wat julle gaan verduur, is die moeite werd. Wie voel so, as dit sleg gaan? Ek dink nie iemand voel so nie. Dis alright. Dit gaan okay wees, want dit is die moeite werd. Paulus kom sê dan, maar onthou vir 'n oomblik, dis nie net julle wat deur hierdie lyding moet gaan nie, hierdie wêreld waarvan julle deel is, daar waar julle besig is, daar waar julle voete neersit. Kyk vir 'n oomblik na die skepping, kyk hoe val die hersblare homself gepletter teen die grond. Kyk vir 'n oomblik hoe die see elke keer, na elke brander, homself stikkend slaan teen die sand. Jy het dit al gesien? Die water spat so uit mekaar uit. Hierdie aarde, so kom sê Paulus vir hierdie gemeente, sug saam, sien uit na die heerlikheid van God. Sien uit na God wat op pad is, wat weer kom, wat sy grootheid kom gee, sy genade vir ons kom wys, en wat sy verlossing vir ons bring. As ons na die gedeelte kyk, dan kom sê Paulus, daar is 'n klomp sigte wat ons gee, wat ons hoor in hierdie wêreld. Julle weet wat is 'n sig, né? Ag, tog. Juffrou is weer kwaai met my, né? Dis mos altyd hoekom ons sig. Of regtig, né? Juffrou Annel, dis gewoonlik die rede. As juffrou of meneer vir jou sê, haal gou uit jou boeke, ons skryf gou 'n toets. Nee, 'n onvoorbereide eens van, nee. Nee. Die gedeelte kom sê Paulus, die wêreld waarvan ons deel is, sien uit met verwagting, met 'n sug saam met my en met jou, want ons sien uit na God wat op pad is. As ons dink oor die grootheid van die Here, sy genade en sy liefde vir my en vir jou,
hoekom nie? Hoekom is ons altyd op die agtervoet? Hoekom is ons altyd bereid om te sê, maar ons is bang om na hierdie wêreld toe te gaan, om te gaan getuig van die goedheid wat die Here vir ons gee. Ons is bang om te getuig en in hierdie wêreld die grootheid van God raak te sien. In die kleinste Jan Frederik, in die sing van 'n tortelduif, in die vloede wat ons beleef. Nee. As ons dink oor die afgelope tyd, is daar 'n klomp water wat oor hierdie land van ons is, wat lanklaas so baie reën gesien het soos nou. En Paulus kom sê vir hierdie gemeente, God is by julle. Ons bly hoop. Ons bly hoop op dit wat ons nie sien nie. En juis omdat dit vir ons hoop is, juis omdat dit volharding vra, juis daarom is die versekering daar dat ek en jy weer die Gees ontvang. Dat ek en jy nie alleen is nie, dat die Here vir ons kom sê, maar ek gee my Gees om julle in julle swakheid by te staan. Om vir julle te sê, maar as julle nie weet hoe om te bid nie, die Gees gee vir julle die vermoë om met my te praat. Die Gees is by julle teenwoordig. En daarom kom Paulus en hy sê vir hierdie gemeente, vers 28, ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat sy seuns baie broers en dan susters kan hê, van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, het hy vrygespreek. En die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. God se pad met my en met jou begin by sy roeping. Ons wat antwoord en sê, Here, hier is ek. Stuur my, gebruik my. Ek en jy wat vrygespreek word op grond van God se genade. En vanuit die vryspraak, die verheerliking wat God vir my en vir jou gee. Die verheerliking dat ek en jy in sy teenwoordigheid mag wees. Dat ons hom mag aanroep en mag prys vir sy grootheid. En dit begin daar waar ek en jy omsien na mekaar. Waar ons in 'n verhouding leef met God. Waar ons omsien na hierdie wêreld waarvan ons deel is. Psalm 8 bly altyd in my ore wat sê, maar wat is die mens dat u aan hom dink? Die mens se kind dat u na hom omsien het hom net 'n bietjie minder as die hemelse wese gemaak, sê hierdie Psalm, met aansien en eer gekroon. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam. Mag ek en jy die grootheid van God besing, en daar waar ons gaan, sy liefde uitleef. En mag ons weet, oortuig wees, dat ons in ons lyding, die lyding wat ek en jy verduur, nie alleen is nie. God is by ons teenwoordig. Kom ons sluit die oë, voordat ons die oë sluit, kom ons dra die skool wat hier die afgelope paar aande is by ons op aan die Here, die leerders van die skool, die onderwysers, nie net hierdie skool wat hier by ons is nie, maar elke onderwyser, elke leerling, dat ons in hierdie jaar wat voorgaan, ook as skole, die herlewing sal beleef van God, wat sy grootheid en sy genade vir ons elkeen kom gee. Mag ons terugdraai
broer en suster, na ons Here en ons God. Ek gee 'n paar oomblikke van gebed en dan sluit ons dan daarna hardop af. Soos wat ons met ons oë toe sit, as daar iemand is wat graag wil hardop bid, gee ek jou die geleentheid. Ons Here God, ons dankie dat U ook, Here, vir ons in hierdie tyd, in hierdie oomblik, in hierdie dae wat ons beleef, ook weer die versekering kom gee dat die kleur van donker is lig. Dat ons kan hoop skep in ons donkerste oomblikke, want U is teenwoordig. Lei ons, Here, om daar waar ons besig is, daar waar ons werk, daar waar ons gaan, ook hierdie lig te wees, dat ons 'n verskil sal maak, tot eer en verheerliking van U. So kom bid ons, Here, vir die skole in ons dorp, en besonder, Here, ook so vir Zastron Hoërskool, dat U, Here, met hierdie skool sal seën met U genade. Dat U, Here, die leerlinge, die leerders se harte sal aanraak, dat daar lewing kom, dat daar, Here, 'n passie sal losbreek, om as getuies van U te leef. Ons kom bid, Here, vir al die onderwysers, die wat vanaand hier is, die wat nie hier is nie. Here, wat elke dag en soms ook baie keer opstaan sigtend en sê, maar ek weet nie meer nie. Here, ons kan bid, Here, ook vir hulle, vir krag, vir leiding, vir genade, dat U, Here, hulle sal bemoedig en ook, Here, hulle donker te lig maak. Ons kom bid, Here, en ons kom vra, Here, seën dit wat hulle ook doen. En ons kom bid in besonder ook, Here, so vir elkeen wat hier is. Elke gesin, elke familie wat verteenwoordig is. Mag ons, Here, die verhouding met U laat groei tot eer en verheerliking, tot 'n getuienis wat uitbasyn. U is hier. Amen.